Here God Almagtig, dankie dat U ons Vader is. U Vader wat met soveel liefde en deernis na ons kyk. Here, en dat ons die voorreg het om by U voete te kan kom kniel. Dat ons by U voete kan kom sit en daar vrede en liefde en genade kan ervaar. Here, maar dankie dat ons ook by U voete kan sit om te kom luister, om te kom leer. Here, om te kom nuut word, om te kom groei, om meer en meer te word soos wat U wil hê ons moet wees. En daarom vra ek, Here, dat vandag wanneer ons by U voete kom kniel en ons kom sit aan om te hoor wat U vir ons sê, Here, is my gebed dat ons nie net sal hoor, dat ons net hoorders van die woord sal wees nie, maar dat ons doeners van die woord sal wees. Here, dat hierdie boodskap op vrugbare grond sal val. Here, dat dit nie op die rotsbanke sal val, of tussen die onkruid sal vasval nie, Here, maar dat hierdie woord uit U woord uit, Here, dat dit in vrugbare grond sal val, en dat dit 'n groot oes sal oplewer. Here, ons sit hier en ons hoor oor en oor en oor U boodskap, en ek wil by U kom pleit, Here, dat die Heilige Gees dit vandag op so 'n manier op ons ore sal laat val, op ons harte sal laat val, dat dit ons verander, Here. Sodat U wil in ons lewe geskied. Kom bid vir die Heilige Gees se werk in my en deur my, en in elkeen wat hier is, Here. Kom raak ons aan in Jesus se naam alleen. Amen. Vriende, ons is in hierdie jaar besig met die tema van lewende water, dat Jesus het die lewende water en hy nooi my en jou uit om hierdie lewende water te kom drink. Hy sê vir die vrou by die put, hierdie water sal in jou fontein word wat uitborrel, wat opborrel. Hy sê, as jy van die wêreldse water drink, gaan jy weer dors kry, maar as jy van die water drink wat ek vir jou gee, sal jy in alle ewigheid nooit weer dors kry nie. Dit is God se hart vir jou as individu, maar dit is ook God se hart vir ons as gemeente. En daarom het ons in die eerste deel van die kwartaal stilgestaan daarby, watter tipe lewe moet ons leef om hierdie lewe in oorvloed te ervaar waarvan Jesus gepraat het in Johannes. Hoe moet ek my lewe inrig? Watter goed moet vir my prioriteit wees en vir my belangrik wees, sodat ek die lewe so kan ervaar soos wat God dit vir my bedoel het? Want vriende, ek weet vanoggend sit hier 'n klomp mense hier, en daar is in ons gemeente en ons gemeenskap 'n klomp mense wat deur hierdie lewe jaag en hardloop en die een ding voor die ander na die ander ding doen, maar binne in hulle is hulle leeg. Hulle is soos hierdie vrou wat weer en weer water moet kry en weer probeer om vol te word, maar hulle word nooit gevul nie. En daarom is vandag se boodskap verskriklik belangrik om te verstaan, as jy nie hierdie lewe in oorvloed ervaar waarvan Jesus in die Bybel praat nie. As jy nie hierdie ervaring het van om vol te word van die lewende water, as jy nie weet waarvan Johannes skryf nie, dan moet jy erns maak met hierdie boodskap vanoggend. En ek wil vir julle 'n paar vrae vra, wat ons gaan help om vir onsself 'n spieël op te hou, dat ons vir 'n oomblik onsself vierkantig in die oë kan kyk en onsself kan afvra, hoe lyk my lewe ten opsigte van hierdie saak? Die eerste vraag wat ek vir julle wil vra is, wanneer laas het jy met iemand oor die Here gepraat, wat buite ons kerk is, wat buite jou selgroep is? Wanneer laas? Ek wil nie net die vraag hoor en sê, ja, ek is uitgevang nie. Nee, gaan dink, wanneer laas? Probeer onthou. Wanneer laas het jy met iemand gepraat oor die Here buite die kerk? Wanneer laas het jy met iemand gedeel, hoe kan jy verlos word? Hoe kan jy hierdie redding van Jesus ontvang? Wanneer laas het jy met iemand gedeel? En miskien verder, weet jy ooit hoe? Weet jy ooit wat jy moet sê? Weet jy ooit wat is die boodskap wat jy met so 'n persoon moet deel wat nie Jesus ken nie?
Stefan Joubert vertel van hierdie man met wie hy pad gestap het, wat by 'n ongelukstoneel afgekom het. En by die ongelukstoneel is hierdie ou krities en hy's kritiek en hy kan sien hierdie ou gaan dit nie maak nie. En hierdie ou smeek hom en hy sê ek ken nie die Here nie. En hierdie ou moes vir terapie gaan want hy kon nie die boodskap van die evangelie met hierdie persoon deel nie. Hy het gaan soek en hy het gebel dat daar iemand is wat hom kan help, 'n geestelike leier wat dit kom doen. Hy het nie self die woorde en die boodskap gehad om met hierdie persoon te deel nie. En later moes hy vir berading gaan by Stefan Joubert, want hy kon nie met hierdie tragedie, hierdie trauma, hy kon dit nie verwerk nie. Wanneer laas het jy iemand gelei of gehelp in 'n gebed of deur 'n pad saam met hulle te stap sodat hulle 'n verhouding met die Here kan hê? Iemand wat nie gered is nie, wat jy gehelp het om te verstaan hoe hulle hand vir die Here kan gee sodat hulle verlos kan word. Wanneer laas het jy so pad met iemand gestap? Daar is 'n Afrika spreek wat lui: in die woestyn is daar een sonde wat erger is as moord. En dit is om water te vind en dit nie met iemand anders te deel nie. Kom ons lees saam uit die Here se woord vanoggend. Romeine 10 vanaf vers 8. Ek gaan tog sommer die hele vers 8 lees. Nee, die skrif sê, naby jou is die woord in jou mond en in jou hart. En hierdie woord is die boodskap van die geloof. En dit is wat ons verkondig. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Die skrif sê tog, niemand wat in hom glo sal teleurgestel word nie. Niemand nie. Dit maak dus geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie, want dieselfde Here is Here van almal. En hy seën almal wat hom aanroep ryklik. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En nou vanaf vers 14 wat vir my baie belangrik is vir vandag. Maar hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Die Israeliete het egter nie almal aan die goeie boodskap gehoor gegee nie. Jesaja sê immers, Here, wie het die prediking geglo wat ons gehoor het? Die geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor, en die prediking wat ons hoor, is die verkondiging van Christus. Dit is die prediking, die verkondiging van Christus. Ons lees vanoggend tot sover. Vriende, deel van jou roeping, wie jy is in hierdie lewe, is om die goeie nuus te verkondig. Dit is deel van jou DNA, en soveel van ons skeep dit af. Soveel van ons doen dit net gewoon nie in ons lewe nie, maar dit is wie jy gemaak is om te wees. En as jy nie dit doen nie, gaan jy nooit die lewe in oorvloed ervaar nie.
hierdie vertaling help ons eintlik nie, want hierdie vertaling sê vir ons, en hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En as ons in ons tradisie en samelewing hoor preek, dan dink ons aan 'n dominee. So die dominee moet net hulle werk doen, dan is die saak opgelos. Maar dis nie eintlik 'n goeie vertaling vir my in terme van ons konteks nie. Hierdie woord is bloot om te sê, om te verkondig, om die boodskap uit te dra. En dis so eenvoudig soos dit. So eintlik vra Paulus vir ons, hoe kan iemand glo as hulle nie die boodskap hoor nie? As daar nie iemand is wat die boodskap gaan deel met ander mense nie. En nou moet ons vir mekaar eerlik sê, kyk, ons hou maar van ons verskoningkies. En miskien soos wat jy nou hierdie stuk lees, dink jy al klaar in jou verskoningkies. En jy dink maar, dis nou nie my gawe nie. Die Here het daai gawe vir iemand anders te gegee. Daai persoon, hulle kan lekker praat. Ek het al hulle gehoor. Hulle kan sommer net so maklik vlot praat. Hulle het die gawe vir dit. Ek sal maar net my geldjie gee. Ek het nie 'n talent daarvoor nie. Nou, dis vir my nogals interessant, want Jesus, toe hy nou die groot opdrag gegee het in Matteus 28, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Het Jesus nie gevra, okay, steek gou eers vir my al die ekstroverte, steek gou julle hande op, okay? Goed, julle werk is om te gaan, die ander julle gaan agterbly en bid, en by die kerk elke Sondag uitkom nie. Nee, Jesus het vir hulle almal gesê, julle almal, Matteus, Markus, Lukas, julle almal wat daar staan, julle verskillende mense, Johannes, julle almal moet gaan na die nasies toe, na jou buurt toe ook, na jou buurman, jou buurvrou, maar gaan ook na die nasies toe en maak die mense my disippels. So ek en jy moet hierdie mooi reg hoor vandag, dat as ons hier lees, hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek, dan praat die Here met almal van ons. Ek en jy moet begin om ons mond te gebruik. Dis die ander interessante ding in hierdie teks, is hierdie herhaling van hierdie twee dele van ons liggame. Ons monde en ons harte. Dit is waar by redding betrokke is. Wanneer jy oor redding wil praat, gaan dit oor jou mond en dit gaan oor jou hart. Wat bely jou met jou mond? Ons het so 2 Sondae terug bietjie gepraat oor wat dit beteken om 'n disipel te wees, en ek het gesê, dis meer as om net te glo dat Jesus bestaan. Die bose geeste glo dit ook, ons lees dit in Jakobus. Maar wat is hierdie glo waarvan Paulus dan praat? Hierdie glo is dat Jesus die Here is. Dit beteken jy sit hom op die troon, verskoon tog. Jy sit hom op die troon van jou lewe. Hy word die baas, hy word die koning, en hy word die een wat beheer het oor jou lewe. Oor wat vir jou belangrik is, oor jou besluite, hoe jy jou lewe inrig, hy word die Here. Dit is wat dit beteken om met jou mond te bely dat hy die Here is. En met jou hart te glo, wat te glo? Dat Jesus uit die doodheid opgestaan het. Dit veronderstel dat jy moet glo dat Jesus aarde toe gekom het. Dat hy hierdie pad kom stap het wat hy vir ons kom wys het, saam met die disippels. Maar die laaste groot teken van Jesus se aardse lewe was toe hy die dood oorwin het, die mag van die sonde oorwin het, en toe hy uit die doodheid opgestaan het. Dit is die goeie nuus. Dis die evangelion, die evangelie. Die goeie nuus is dat Jesus het oorwin. Jesus het opgestaan uit die doodheid, en daarom weet ons, hy lewe vandag. En hy is nie net bo in die hemel nie, hy is hier. Hy is hier tussen ons, in ons. Hy is deur ons. Dis my so mooi, Leonard Sweet, ek gaan so hier en daar 'n bietjie na hom verwys. Hy skryf in sy boek oor hierdie roeping wat op elkeen van ons as Christene is. Skryf hy oor die groot opdrag, gaan dan na al die nasies toe. Hy sê ons kan dit eintlik anders verwoord ook. En hy ken nogal sy Grieks, so ek vertrou hom. Maar hy sê ons kan eintlik sê, Jesus het ook gesê, gaan wees my vir die wêreld. Gaan wees Jesus vir die wêreld. Dit beteken,
Gaan versprei die goeie nuus. Dit beteken gaan maak disippels. Gaan leef soos wat Jesus geleef het in hierdie wêreld. Paulus sê, dit gaan oor ons mond wat ons bely en wat ons in ons harte glo. Maar hy kom maak dit so eenvoudig. Hy sê hierdie boodskap is eintlik vir almal bedoel. Dit is vir die nasies bedoel. Maar waar die probleem inkom is nie dat God se hart nie vir die nasies is nie. Die probleem kom nie in by God wat nie lief is vir mense wat ver bly nie. Die probleem kom in by sy disippels. Wat nie bereid is om die boodskap uit te dra nie, wat nie bereid is om die goeie boodskap, die goeie nuus te gaan deel nie, want dan hoor mense nie en hulle kan nie die boodskap in hulle harte ontvang nie. Die probleem lê by my en by jou, vriende. Ons deel in die Bybel wat ons maar hou daarvan om, ek wil amper sê tipex, nee, wat ons wil uithaal, wat ons sê ons wil nou nie dit hoor nie. Hierdie is een van die duidelikste, grootste boodskappe van Jesus, maar ons doen dit nie. Maar op 'n manier kry ons dit reg om altyd fout te vind met ander mense en hulle sondes gou uit te wys. En kyk, ons weet waar staan daai tekste oor ander mense se sondes. Jesus self kom sê, haal eers die balk uit jou eie oog, voordat jy die splinter uit iemand anders se oog haal. Hierdie is so basiese boodskap, gaan en deel die goeie nuus, maar ons doen dit nie. Ons het altyd allerhande verskonings. En as ons mooi dink oor daai verskonings, dan dink ek sou Jesus daarvoor lag. Leonard Sweet help ons so 'n bietjie om op 'n praktiese manier getuienis deel te maak van ons lewe. En ek wil so 3 van hierdie goed met julle deel. Die eerste ding is, ons moet onthou, ons moet die geskiedenis onthou. Ek en jy moet onthou waar ons vandaan kom. Want dit is asof ons dink, ons verdien die goeie boodskap. Ons verdien dit om kinders van die Here te wees, en dis hoekom ons nou hierdie goeie nuus gehoor het. Ek is nou maar baie gelukkig dat ek in 'n Christelike huis groot geword het, so die Here is seker baie spesiaal lief vir my, en dit is ek tevrede mee, en daar bly dit. Maar vriende, ek en jy moet onthou watter genade dit is, dat ek en jy gered kan wees. Watter genade dit is, dat ons in 'n verhouding met die Allerhoogste kan leef. Dit is nie vanselfsprekend nie, ons verdien dit nie. Jy is nie in 'n Christelike huisgesin gebore, omdat Jesus liewer is vir jou, as oor die Chinese dogtertjie nie. Daar's 'n groter verantwoordelikheid op jou, ja, om die nuus te versprei. Jy ken die goeie nuus, jy leer dit van kleins af. Ek en jy moet onthou watter genade dit is. Die oom wat Amazing Grace geskryf het, later in sy lewe het hy sy geheue begin verloor. Maar hy deel op die einde hierdie mooi woord, hy sê, daar's een ding wat ek onthou. Hy sê, ek is 'n great sinner, ek is 'n groot sondaar, en my Here is 'n groot redder, 'n groot verlosser. Onthou jy dit nog? Dat jy 'n sondaar is wat genade gekry het. 'n Sondaar is wat nie verdien om in 'n verhouding met die Here te leef nie. Maar jy het die goeie boodskap gehoor. Die boodskap van verlossing, of dit op 'n kamp was of deur jou ouers of in die kerk. Jy het die genade gehad van om die goeie boodskap te hoor. En daarom kan jy in 'n verhouding met die Here leef. As ons net weer onthou watter genade dit is, hoe kan ons hierdie water wat ons in die woestyn gevind het vir onsself hou? Hoe kan ons dit nie wil deel met ander wat dit nog nie gevind het nie? Die tweede praktiese raad wat hy gee is gasvryheid. En ek wil bietjie uitbrei oor hierdie gasvryheid, want ons in ons gemeente is die laaste 2 jaar besig om te werk aan ons gasvryheid, en ons sukkel. Ons is al beter, maar ons sukkel. Gasvryheid, die kern van gasvryheid is om mense wat buite ons gemeente is, om hulle die fokus te maak, want dit is die fokus van die evangelie.
Die nie-lede is die fokus van die evangelie. Die mense wat nog nie aan die kerk behoort nie. Die mense wat nie 'n verhouding met die Here het nie. Hulle is ons fokus. Alles wat ons doen, is om hulle te help om by Jesus uit te kom. So wanneer hier nuwe mense by ons kerk is, beteken dit, ek is vriendelik met hulle, ek hoor wat is hulle name, ek maak seker hulle voel die Here se liefde hierdie keer by die kerk, want dit is miskien die laaste kans wat hulle vir die Here gegee het. En daarom gaan ek uit my pad uit, om daardie persoon die Here se liefde te laat voel. Dit beteken, ek maak my huis oop vir ander mense. Wanneer laas het jy iemand in jou huis gehad, met wie jy nie vriende is nie? Ons maak ons lewens so vol, daar's nie plek vir vreemdelinge nie. Maar wanneer ons vreemdelinge begin nooi na ons huis toe, dan kan ons met hulle praat. Dan kan ons 'n verhouding met hulle bou en ons kan eerlike gesprekke hê oor die dinge wat regtig saak maak. En nou wil ek wil julle eintlik 'n bietjie uitdaag en ek weet volgende Sondag gaan almal presies net so sit waar julle nou sit. Ek weet dit, maar ek gaan julle tog uitdaag. Ek dink almal maak die banke so van agter af vol, want daai teks in die Bybel sê, moenie altyd die voorste banke kom soek nie, want julle wil deur mense gesien word. Maar julle moet nou mooi verstaan, in vandag se tyd is dit juis nie die inding om voor te sit nie. So dankie julle Margaret dat julle altyd hier voor sit. Maar in vandag se tyd is dit die opoffering, is om hier voor te kom sit. Almal wil eers agter sit. Dit is die plek om te wees. Skus, ek bedoel dit nie lelik teenoor julle wat agter daar wegkruip nie. Maar die kerk word van agter af vol gemaak, want dis meer aanvaarbaar. So nou keer dit eintlik net om, as Jesus hier was, sou hy gesê het, luister julle ouens, kom ons maak bietjie die kerk van voor af vol, dat wanneer daar iemand kom kuier, en hulle het nou laaste 5 minute besluit, hulle gaan nou wel kerk toe kom, dat hulle agter kan insluip, en gemaklik en veilig kan voel. Maar nou as iemand vreemds kom, moet hulle voel klaar so awkward, en uit hulle diepte uit, hulle weet nie wat moet hulle aantrek vir kerk nie, hulle weet nie hoe moet hulle optree nie, mag hulle hier inloop of mag hulle nie, maar nou moet hulle die arme siele nou nog tot die voorloop ook. Haai julle, dis 'n eenvoudige ding, is gasvryheid beteken, ek is bereid om my plek op te offer. Maar Here, U kan my enigiets anders vra, maar ek wil op my plek sit. Asseblief Here, enigiets anders. Nee, maar my kind, ek vra jou dit. Kom ons begin met dit. Wat is ons bereid om te doen vir die Here se saak? Wat is ons bereid om te doen vir sy koninkryk? Is ek bereid om die eerste een te wees wat om te kom voorsit? Is ek bereid? Of wil ek tog net nie ongemaklik wees nie? Leonard Sweet sê dit so ver, hy sê, as jy 'n gemaklike lewe wil hê, stop. As jy 'n gemaklike lewe wil hê, stop, moenie Jesus volg nie, want jy gaan nie jou lewe geniet nie. Om Jesus te volg beteken, jy moet op reis gaan, jy moet die een voet optel en die ander een. Jy gaan reis, jy gaan ongemaklik wees, jy gaan net 'n rugsakkie hê. Jy gaan nie al hierdie extras in jou lewe hê nie, jy gaan ongemaklik wees. Jy gaan op reis saam met Jesus, met 'n ligte sakkie. Jy gaan lig reis, ongemaklik wees. Is jy bereid? As ons die gasvryheid onder die knie kry nie, gaan ons getuienisbediening nie onder die knie kry nie. Julle, dis vir my regtig hartseer as ek met julle eerlik kan wees. Ons het nou hierdie uitreik volgende naweek. Daar gaan nie een persoon op hierdie uitreik wat nie al reeds op 'n uitreik was nie. Daar is niks nie vir mense uit ons gemeente uit wat gesê het ek wil graag op 'n uitreik gaan. Niemand nie. Almal wat gaan was al reeds op 'n uitreik. Dis dieselfde groepie wat besef hoe belangrik hierdie boodskap is. En die res van ons gemeente maak nie erns daarmee nie. En ek verstaan, almal het goeie redes, en baie mense, die Here het al op hulle hart gelê, en hulle sê hulle sal op 'n later stadium, maar vir party mense, gee hulle net eers om daaroor nie. Besef jy dat dit 'n kernopdrag van Jesus is, wat jy nie nakom nie, is om te gaan, en te gaan deel, en te vertel. Ek wil jou smeek vandag, ons het hierdie uitreik gereël, juis om ons gemeente te help,
om hierdie blootstelling te kry, om uit te gaan en sending te doen. Ek wil jou smeek, maak 'n commitment teenoor die Here, teenoor jouself, dat jy gaan moeite doen om op 'n uitreik uit te kom. Dat jy kan oefen. Daar's sekere goed wat jy nie onder die knie kan kry, sonder dat jy dit self doen nie. Self leef nie. As jy nou dink aan kinders, wanneer hulle van aardrykskunde leer, die kind in KwaKwa, dis vir hulle moeilik om te verstaan, dat daar is 'n plateau, en ons, en dit is vir hulle moeilik om te verstaan, daar's verskillende areas, daar's 'n savanna grond, en daar is bosveld, want hulle sien dit nie. Maar 'n kind wat al in verskillende plekke was, hulle was al by die see, hulle was al in die wildtuin, hulle het hierdie verskillende natuurdele beleef, vir hulle is dit makliker. Sekere opdragte wat Jesus vir ons gee, gaan jy net verstaan, en gaan jy net begin leef, as jy dit begin doen. Die derde gedagte, wat ons prakties kan help, is die Jesuïte, wat nou die sendeling gedeelte van die Katolieke Kerk is. Hulle het hierdie sending gehad. Dit is vir my so mooi gewees. Hulle het hierdie sending van jy moet leef met een voet op. Jou een voet moet altyd op wees. Want hulle sê, jy moet gereed wees om te gaan. Jy moet so gereed wees, as die Here sê, ek moet in die voorste bank sit, dan gaan sit ek in die voorste bank. As die Here sê, ek moet Lesotho toe gaan, dan gaan ek Lesotho toe. My voet is op, gereed om te gaan. Maar weet julle wat is die probleem, vriende? Ons samelewing bou ons lewe so vas met sandkastele, dat ons nie beweeglik is vir die Here nie. Ons bou ons lewe so vas met sandkastele, dinge van hierdie wêreld. Daardie goed wat ons sê, ek moet hierdie doen, maar dis nou hierdie naweek, ek moet daar wees. Of ek kan nie dit nie, want hierdie naweek is dit en dat en dat. Ek kan nie nou nie, want my kinders is klein. Ek kan nie nou nie, want ek is te oud. Ek kan nie nou nie, want ek is te jonk. Ek kan nie nou nie, want ek moet hierdie ding in my besigheid doen. Jy bou jouself vas met sandkastele, so jy's nie beweeglik vir die Here wanneer hy jou vra om te gaan en iets te doen nie. Ek en jy moet besef, dis net sandkastele. Ek kan maar dit skop en is weg. Ek kan 'n besluit neem en ek kan dit vernietig. En beweeglik wees vir die Here. Ek sê nie julle moet julle programme gaan leegmaak en alles weggee wat julle daarin gesit het nie. Maar vriende, ons lewe is te vol. As jy altyd vir die Here moet sê, jammer Here, ek kan nie hierdie keer nie, dan is jou lewe te vol. As jy nie spasie het om vreemdelinge na jou huis toe te nooi nie, is jou lewe te vol. As jy nie spasie in jou lewe het om 'n naweek te gee vir 'n uitreik, ek bedoel nie net noodwendig hierdie een nie, 'n uitreik wat jy self reël, is jou lewe te vol. Jy bou jou lewe vas en dit is jou eerste ongehoorsaamheid. Jy het nie spasie vir die Here so goed nie. Want jou eie saak, jou eie lewe is vir jou belangriker as die Here se saak en die Here se koninkryk. Ek en jy moet leer om met een voet op te leef, gereed. Spasie in my lewe, dat die Here my kan gebruik, beweeglik, sodat die Here vir my nou op my hart kan lê. Gaan doen dit vir my, gaan praat met hierdie persoon en ek is daar. Die laaste gedagte en dan daarmee sluit ek af. En ek wou dit laaste sê, want ons gebruik dit ook as 'n verskoning. Maar, die woordjie in Matteus 8 vers 28 wat sê gaan, die woordjie kan jy eintlik vertaal met soos wat jy gaan, soos wat jy beweeg. En daarom moet ek ook vandag met julle praat daaroor, dat daar waar jy besig is met jou werk, daar waar jy besig is in jou gesin, in jou familie, daar moet jy besig wees om die evangelie te versprei. Dit gebeur nie net in Lesotho, of in KwaKwa, of in Zambië, of in China nie. Dit gebeur daar waar jy besig is. Ek het huisbesoek laasweek gedoen en die vrou vertel vir my, toe sy nou sê, sy moet so 5 minute vroeër loop. Toe vra hulle nou vir haar, hoekom? En sy sê, die dominee kom kuier en ek kan nou dink wat daar nou gesê is daar in die kantoor. Maar so kom dit toe nou uit, die vrou sê, nee, daar was nog nooit 'n dominee in haar huis nie, en sy kan nie onthou eers wanneer laas het sy Bybel gelees nie.
En een spot toe nou eintlik so en sê, man, moet ek vir jou 'n bietjie ekstra Bybel bring? Sy sê, ek het 'n Bybel, maar ek dink hy's daar bo in 'n kas in 'n boks gepak. Ek moet hom net gaan soek. Vriende, die sendingveld is reg langs jou. Dis jou buurman, dis jou buurvrou. Dis die persoon saam wie jy werk. Dis iemand in jou familie. Die vraag is, gee ons genoeg om vir hulle, om hierdie water wat ons gevind het in die woestyn, om dit met hulle te deel, of hou ons dit vir onsself? Jesus se opdrag, vriende, nie myne nie. Gaan dan na al die nasies toe. Hoe klink jou voetstappe? Is jy een wat die goeie nuus uitdra? Is jy een wat dit deel? Want dan klink jou voetstappe. Hier sê dit vir ons, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie nuus bring. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek kry die gevoel ons gaan nog baie oor hierdie saak moet praat en bid en dink, Here. Want ons het nog so ver om te gaan. Here, partykeer wonder ek of ons regtig vir U leef, want ons lewe lyk maar asof dit net vir onsself is. Here, die goed wat ons kies om prioriteit te maak, die goed wat ons kies om ons lewe mee vol te maak, dit gaan maar alles oor onsself, Here. Here, en ons sukkel hiermee, ons sukkel om konstant teen die kultuur van ons tyd te kies, om te konstant teen die wêreld se manier te kies, en om U pad te stap. Om U saak eerste prioriteit te maak, om U koninkryk eerste prioriteit te maak. Here, ons sukkel hiermee en ek kom bid regtig net vir U Heilige Gees. Want niemand kan hierdie honger in 'n persoon se hart wakker maak soos U nie, Here. U Gees moet in ons harte kom werk om ons te kom honger maak en te kom beywer om die boodskap uit te dra. Here, om 'n dringendheid in ons wakker te maak, om hierdie boodskap by mense uit te kry wat U nie ken nie. By mense uit te kry wat op hierdie oomblik sonder U leef. Asseblief, Here Jesus, ons het U genade so nodig. Help ons asseblief om weer U disippels te word en nie net toeskouers van die evangelie nie, maar disippels wat deelneem aan die koninkryk. Here, ons weet dit is die lewende water, dit is die lewe in oorvloed. Dit is wat U vir ons bedoel het. Dit is U plan vir ons. Wees ons asseblief genadig, Here, en help ons hiermee. In Jesus se naam alleen. Amen. Vriende, daar is dan